Welkom by Geldgeheime, waar ek die geheime van geldsake vir jou oopsluit. Kom luister en leer hoe jy slim met jou geld kan werk om jou finansiële doelwitte te bereik. Geldgeheime word met trots geborg deur Creer Internasionaal Bate en Welvaartbestuur. Creer Internasionaal is jou reisgenoot op die pad na finansiële sorgvryheid. Hallo en baie welkom by die 5de episode van Geldgeheime, die potsending waar ek jou leer oor geldsake. Ek is Mia Kriegler, direkteur van batebestuur by Creer Internasionaal, en ek is hier om jou te help en jou toe te rus met die nodige kennis om beheer oor jou eie en jou huishouding se geldsake te neem. Om te spaar vir aftrede is 'n lang en aanhoudende reis. Dit begin vir meeste van ons tussen 20 en 30, wanneer ons 'n inkomste begin verdien. Jy het 'n deeglike plan nodig en moet die regte keuses deur jou lewe maak om suksesvol by jou aftreebestemming uit te kom. Selfdissipline en deursettingsvermoë is die brandstof wat jy nodig het om die eindstreep te haal. Die dinge waaroor jy beheer het, maak gelukkig op die ou einde die grootste verskil in jou toekoms. Daar is baie uitdagings op hierdie lang pad. As jy die volgende 10 slaggate vermy wanneer jy vir jou aftrede spaar, sal jy suksesvol na jouself kan omsien wanneer jy die dag te oud is om verder te werk. Die eerste slaggat is om te lank te wag voordat jy begin spaar. Baie mense stel uit om te begin spaar vir aftrede, omdat dit aanvanklik so ver in die toekoms vir hulle voel. Die geheim is, hoe vroeër jy begin spaar, al is dit klein bedrae, hoe meer tyd het jou geld om te groei. Jou belegging verdien opbrengs, wat dan herbelê word en nou dus vir jou 'n groter beleggingsbasis gee. Die volgende keer wanneer jy opbrengs verdien, is dit op hierdie groter bedrag. En so gaan dit aan. Jy verdien rente op rente of opbrengs op opbrengs. Ons noem hierdie proses saamgestelde groei en dit lei tot eksponensiële groei. Hier is 'n voorbeeld om te illustreer hoe groot voorsprong jy kry as jy so vroeg as moontlik begin spaar. As jy vandag 20 jaar oud is en net R100 per maand begin spaar totdat jy die dag 65 is, dis vir 45 jaar lank, het jy 'n totaal van R54.000 oor daardie periode weggesit. As jou belegging teen 'n baie haalbare gemiddelde jaarlikse opbrengskoers van 10% groei, sal jou belegging teen die ouderdom van 65 meer as R1 miljoen werd wees. Maar wat as jy eers op 30 begin spaar het? Kom ons hou die groeiaanname dieselfde. As jy 10 jaar gewag het tot op die ouderdom van 30 en dan eers begin het om R100 per maand te spaar tot op 65, sou jy oor hierdie 35 jaar R42.000 weggesit het. Teen 'n gemiddelde jaarlikse opbrengskoers van 10%, sal jou belegging op 65 rondom R380.000 werd wees. En as jy nog 10 jaar gewag het, tot op die ouderdom van 40 om te begin spaar, jou belegging van R100 per maand sal dan op 65 net R134.000 werd wees. Kan jy hoor hoe groot die verskil raak, hoe later jy begin? 'n miljoen teenoor 380.000 teenoor 134.000. Alhoewel jy in 10 jaar net R12.000 minder weggesit het, was daar 'n verskil van meer as R600.000 in jou beleggingswaarde op 65, indien jy nie op 20 nie, maar op 30 eers begin spaar het. En meer as R900.000 verskil, indien jy eers op 40 begin spaar het. Dit wys vir ons die krag van saamgestelde opbrengs, wat tot eksponensiële groei oor tyd lei. Luister hierdie deel oor en leer hierdie les vir jou vriende, jou kinders, jou kleinkinders, enige iemand, sodat hulle elkeen hierby kan baat. Moet ook nie in die slaggat trap om te dink dat jy eers in die toekoms, wanneer jy meer geld verdien, gaan begin spaar nie. Net soos in hierdie voorbeeld wat ek nou genoem het, is dit baie moeilik om dit wat jy sou wen deur vroeër te begin spaar het, weer in te haal wanneer jy eers later begin. Spaar soveel as wat jy kan, van so vroeg af as wat jy kan. Met spaar is dit ook net soos met die ou gesegde wat sê, dat die beste tyd om 'n boom te plant 30 jaar terug was. En die tweede beste tyd vandag is.
Dit is dus nooit te laat om te begin spaar nie, want om iets te hê is nog steeds baie beter as om niks te hê nie. Die tweede slaggat is om nie vir die negatiewe uitwerking van inflasie te beplan nie. Inflasie is die koers waarmee pryse styg en alles duurder raak oor tyd. Soos wat pryse oor die jare styg, kan jy al hoe minder met dieselfde bedrag geld koop as voorheen. R100 koop vandag vir jou baie minder kruideniers as wat dit 30 jaar terug vir jou gekoop het. In 1995 het 'n brood jou R2.15 gekos, terwyl dit vandag al meer as R18 kos. Jy het vandag rondom R850 nodig om dieselfde hoeveelheid kruideniersware te kan koop as wat jy in 1995 met R100 kon koop. Jou geld is dus die hele tyd besig om waarde te verloor. Jy moet seker maak dat jou aftreespaargeld tred hou met inflasie. Jy moet in die eerste plek genoeg spaar om seker te maak dat jy genoeg geld sal hê om teen die tyd wat jy aftree dieselfde lewensstandaard as vandag te kan handhaaf. Jy moet ook seker maak dat jou aftreebeleggingopbrengs hoër is as inflasie, sodat jou spaargeld nie waarde verloor nie, maar kan groei oor tyd. Die derde slaggat is om te onderskat hoeveel geld jy vir aftrede gaan nodig hê. Jy het 'n groot som geld nodig om jouself vir 35 jaar lank te kan dra. Dit is nou indien jy rondom 65 wil aftree en tot rondom 100 gaan lewe, soos wat al hoe meer mense doen. Meeste van ons begin ergens tussen die ouderdom van 20 en 30 geld verdien. Indien jy dadelik begin spaar het, soos wat jy nou weet jy moet, sou jy dus vir 'n bietjie meer as 35 jaar lank kon spaar aan die potgeld wat jou vir nog 35 jaar lank moet hou. Om te verseker dat jou geld koopkrag behou en nie waarde verloor saam met inflasie nie, moet jy verkieslik nie meer as R4.000 onttrek vir elke R1.000.000 wat jy gespaar het nie. Vir jou geld om jou te hou deur aftrede en nie op te raak nie, het jy dus tussen 20 en 25 keer jou jaarlikse uitgawes nodig teen die tyd wat jy aftree. As jou uitgawes dus R25.000 'n maand is, beteken dit dat jou jaarlikse uitgawes R300.000 is, wat beteken dat jy meer as R6 miljoen gaan nodig hê as jy vandag sou aftree. Ek bespreek in episode 4 baie deeglik hoeveel geld jy nodig het om te kan aftree. Gaan luister gerus hierna indien jy dit gemis het. Mense maak baie keer die fout om te dink dat hulle heelwat minder geld in aftrede gaan spandeer. Maar dit is ongelukkig nie altyd die geval nie. Uitgawes in aftrede word gereeld onderskat. As jy op 65 aftree, gaan jy heel waarskynlik weer jou motor moet vervang indien jy 'n lang en gesonde lewe lei. Mediese kostes, versorging en versekering is groot uitgawes en raak al hoe duurder hoe ouer jy raak. Indien jy graag wil reis of ander stokperdjies het wat jy beoefen, moet jy die kostes daarvan ook in ag neem. Die vierde slaggat is om nie konsekwent aan te hou spaar nie. Baie mense begin met ywer en goeie bedoeling spaar, maar hou dan weer op in moeilike finansiële tye, met loopbaanveranderings of wanneer daar skielik ander prioriteite opduik. Hierdie inkonsekwentheid breek die krag van saamgestelde opbrengs, wat op gereelde bydraes staat maak om oor dekades heen betekenisvolle welvaart te bou. Selfs net 'n paar jaar se gebrek aan spaar kan tot 'n beduidende tekort in aftrede lei. Indien jy nie genoeg geld het om af te tree nie, sal jy langer moet aanhou werk, jou leefstyl dramaties aanwaarts moet aanpas of op ander mense moet staatmaak. Konsekwentheid, meer as die bedrag wat gespaar word, is dikwels die verskil tussen die wat gemaklik aftree en die wat sukkel. Die vyfde slaggat is om geld uit jou pensioenfonds te onttrek. Een van die grootste foute wat jy kan maak, is om geld uit jou pensioenfonds te onttrek wanneer jy van werk verander. Die nuwe twee-potstelsel stel jou ook ongelukkig deesdae in staat om toegang tot van jou aftreegeld te kry. In minder as 'n jaar het Suid-Afrikaners reeds miljarde rande uit hul pensioenfondse onttrek teen groot kostes en belasting. Hierdie onttrekkings het reeds duisende mense van 'n aftrede beroof. Die 6de slaggat is om te vroeg af te tree.
Al klink die idee van vroeë aftrede aanloklik, onderskat baie mense hoe lank hulle gaan leef en oorskat hulle hoe ver hulle spaargeld sal strek. Deur vroeër op te hou werk, verkort jy die aantal jare waarin jy kan spaar, terwyl jy terselfdertyd vir meer jare uit jou aftreegeld sal moet leef. Deur langer te werk, stel jy nie net jou onttrekkings uit nie, maar jy gee jou geld meer tyd om verder te groei. Dit gee jou ook die geleentheid om nog aan te hou spaar vir nog 'n paar jaar. Indien jy te vroeg aftree, raak die kans dat jy jou spaargeld gaan oorleef groter. Aftrede moet deeglik beplan en getoets word om te verseker dat jy genoeg geld het om jou vir die res van jou lewe te kan onderhou, sonder om moeilike opofferings later in jou lewe te moet maak. Die 70 slaggat is om te vroeg in aftrede te veel te onttrek. Om te veel aan die begin van aftrede te onttrek is 'n kritieke fout wat die lewensduur van jou spaargeld aansienlik kan verkort. In die vroeë jare van aftrede, wanneer die waarde van jou spaargeld vir jou groot mag klink, is dit aanloklik om meer aan reis, huisverbeterings of hulp aan familie te bestee. Groot onbeplande onttrekkings kan jou aftreefondse baie vinnig uitput, vinniger as wat jy verwag het. Deeglike beplanning en beheer oor jou onttrekkings, veral in die eerste 5 tot 10 jaar, is noodsaaklik om te verseker dat jou geld deur jou hele aftrede sal hou. Die 8ste slaggat is om nie vir lang lewendheid te beplan nie. Met vooruitgang in gesondheidsorg en beter lewensomstandighede, leef baie mense nou maklik tot in hulle 90's of selfs ouer as 100. Maak seker dat jou aftreeplan nie op verouderde lewensverwagting aannames gebaseer is nie, want dit verhoog die risiko dat jy jou spaargeld gaan oorleef. Om te onderskat hoe lank jy gaan leef, kan daartoe lei dat jou geld opraak in die lewensfase waar dit vir jou die heel moeilikste is om weer 'n inkomste te genereer. 'n Langer lewe verhoog ook die kans op hoë mediese en langtermyn versorgingsuitgawes. Om vir 'n aftrede van 30 tot 40 jaar te beplan, eerder as net vir 'n 15 of 20 jaar aftrede, is noodsaaklik vir finansiële sekuriteit, onafhanklikheid en die gemoedsrus later in jou lewe. Die 9de slaggat is swak diversifikasie in jou aftreeportefeulje. Om te veel blootstelling aan een bateklas, soos kontant, staatseffekte of eiendom in jou aftreeportefeulje te hê, kan jou aftreespaargeld aan onnodige risiko blootstel. Die heel grootste risiko in pensioenfondse of aftreeportefeuilles is om te konservatief geposisioneer te wees. 'n Oorgewig blootstelling aan kontant en rentedraande beleggings verhoog jou kans dramaties om inflasie nie uit te presteer nie en oor tyd waarde te verloor. 'n Goed gediversifiseerde portefeulje met genoegsame blootstelling aan langtermyn groeibates, soos aandele, is noodsaaklik om kapitaal te beskerm, langtermyn groei te verseker en 'n stabiele inkomste gedurende aftrede te genereer. Behoorlike diversifikasie oor verskillende bateklasse, geografiese areas en sektore help om opbrengs oor tyd te stabiliseer en verminder jou risiko. Die 10de slaggat is om met skuld af te tree. Om met skuld af te tree is 'n ernstige fout wat onnodige druk op jou finansiële sekerheid tydens aftrede gaan plaas. Sonder 'n gereelde salaris kan die diens van skuld, of dit nou kredietkaartskuld, persoonlike lenings of 'n verband is, jou aftreespaargeld vinnig uitput en die inkomste wat jy vir basiese lewenskostes uit jou spaargeld moet trek, dramaties verminder. Alle skuld behoort voor aftrede vereffen te wees, sodat jou spaargeld vir jou werk en jy nie 'n slaaf van jou skuldeisers bly nie. Gaan luister gerus na episode 2 van Geldgeheime, waarin ek vir jou 10 praktiese stappe gee om jou skuld te oorwin en skuldvry te leef. Doen dit so gou as moontlik. Hoe vroeër jy begin spaar vir aftrede en hoe langer jy jou geld kans gee om eksponensieel te groei, hoe groter is die kans dat jy 'n gelukkige en sorgvrye aftrede sal geniet. Moet dit nie 'n dag langer uitstel nie. Jy hoef nie hierdie lang en uitdagende pad alleen te loop nie.
Kry vir jou 'n kundige, gemagtigde raadgewer om jou hand te neem en jou hiermee te help. En deel hierdie kennis met jou vriende of met jou kinders en kleinkinders, sodat hulle hierdie slaggate ook kan stap. Dit bring ons by die einde van die 5de episode. Onthou om elke 2 weke in te skakel op Geldgeheime, die potsending waar ek jou leer oor geldsake. Kom luister en leer hoe jy slim met jou geld kan werk om jou finansiële doelwitte te bereik. Geldgeheime word met trots geborg deur Kreer Internasionaal Bate en Welvaartbestuur.